wil graag vanmôre met u deel, want deel van dit het ek ook gepraat dalk oor hierdie vers en die laaste tyd het nog 'n paar maal opgekom van daardie Kanaanitiese vrou wat gesê het die hondjies is bereid om die krummels te eet wat van die tafel afval. En die Here begin met my praat en hy gee my 'n woord met die tema meer as net krummels. Sê vir een langs jou, hier's vir jou meer as net krummels. Jy verdien meer as net krummels. Sê dit bietjie. Ons glo dit mos nie aldag nie. Kom ek lees vir jou die woord van die Here uit Matteus 15 vers 21 tot 28. Ek lees ook dan uit die ou vertaling, 53 vertaling. En Jesus het daarvandaan weggegaan en hy streek van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kanaanese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete." Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Maar hy antwoord en sê: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Daarop kom sy en val voor hom neer en sê: "Here, help my." Maar hy antwoord en sê: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." En sy sê: "Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Amen. Sê amen. Praise the Lord. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat hierdie is 'n geweldige belangrike gedeelte vir u en my uit die woord van die Here. Hier's 'n paar goed hierin wat ek graag vir ons wil duidelik maak en veral die hoofvers Matteus 15 vers 27 en sy sê: "Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval." Nou sal ons wonder, Here, wat beteken hierdie gedeelte dat jy sê ek kan nie die kinders se kos vir die hondjies gee nie? Hierdie vrou kom dan nou in behoefte na u toe. Hierdie vrou kom met opregtheid na u toe. Nou sê jy dit vir hulle. Ek dink meeste van ons in vandag se dae, as ek so kyk hoe mense optree, sou duiwel gevat het. Nee. Of stryd gevat het. Het stryd gevat eers later uitgekom in die Pinksterkerk of was dit al vroeër daar? OK, kom ons los dit daar. Daar stye in ons lewe wat ons voel, ons trek altyd in die kortsteen, ons kry maar net die oorblyfsel. Ag, sies tog, ons is so jammer ons lewe, want alles gaan swaar, almal kry goed. Kyk hoeveel geld het hulle, kyk hoe goed gaan dit met hulle, kyk net hoe wonderlik, en ek kry net mooi niks. Arme ek is oupa uil. Ek is so jammer ek lewe, ek voel soos 'n suurstofdief. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n tyd wat ons almal so voel. As 'n tyd wat ons almal voel, Here, ek bid net hier teen die plafon vas en dit is waar dit eindig. As 'n tyd wat ons almal voel, dinge wil net nie vir ons werk nie. Maar daar is 'n woord en daar's iets spesiaals wat ek vanmôre met u wil deel. En ek wil hê jy moet verstaan, as ons kyk na hierdie gedeelte, sien ons dat hierdie Kanaanitiese vrou het gesê die krummels is vir my genoeg. Dis 'n oorvloedige genade, dit is vir my genoeg. En ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat hierdie vrou vir ons iets groots beteken het en vir ons dui op die genade deur van Christus wat vir my oopgegaan het. Amen. As ons kyk bietjie na die agtergrond van hierdie verhaal, wil ek graag met u deel. Jesus het hom begewe in 'n gebied, die woord praat van Tyrus en Sidon, dis hedendaagse Libanon, bewege in hierdie gebied, en hier kom 'n Kanaanitiese vrou wat nie haarself onder die Jode kon vereenselwig nie, want sy was 'n sondaar, sy was 'n heiden. Die Jode het op daai stadium, en jy moet verstaan, selfs Jesus se aardse bediening was vir die Jode, dit was nog nie vir u en vir my nie. Dis waar baie mense baie dinge mistas in die woord, want hulle verwar dit. Jy kan dit nie verwar nie, jy moet weet wie jy is om te weet wie hy is. Amen.
So Jesus se aardse bediening het hy self baie duidelik gestel en op 'n ander plek wat hy gesê het, ek is geroep vir die verlore skape vir die huis van Israel. En hy sê baie duidelik hierso, verwys hy ook daarna toe, soos in die geval wat die Jode gedoen het vir haar se hond. Onheilig, weg van God af. Baie plek vervloekt is. Afhangende wat se vertaling jy gaan kyk. Maar Jesus kom hierso en hy sien hierdie vrou wat met hom begin praat. Maar sy het so groot nood dat sy roep woorde aan wat sy sê, Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die feit dat sy hom aanspreek as Here, seun van Dawid, die titels wat sy hier gebruik is nie sommer toeval nie. Dit kom nie uit haar agtergrond uit nie, want sy was nie onder die Jode nie. Dit kom uit 'n openbaring van God af, wat sê dat ek weet, ek het gesien, ek het dopgehou, halleluja, ek weet, hy is die waarheid, hy is die seun van God, hy is werklik die seun van God, sê amen. En sy daar besef, hier's iets wonderlik wat aan die kom is. En nou baie interessant, kom sy by hierdie gedeelte, wat sy met hom praat, en die woord sê, maar hy het al geen antwoord gegee nie. Hoeveel keer voel ons vra die Here iets, maar nou kry ons geen antwoord nie. Dan is ons nie dik van die laggie. Dan vat ons duiwel. Vir die NG ouens, duiwel vat is wanneer ouens hulle monde opblaas, so 10.5 bar, en hulle stap uit die kerk uit, hy wil niks van God of gebod wees nie, want almal is nou lelik met hulle en die Here wil nie hoor nie. En ons almal voel so, ek het ook al gedoen. Gooi so 'n tantrum, dan kyk vir myself en kry ek skaming. Sê, ag Here, ek's jammer, dan gaan ek maar weer aan. Het jy al vir jouself, kyk as jy 'n tantrum gooi, hoe lelik lyk jy? Doen dit volgende keer voor die spieël. Jy bekeer jou net daar, glo vir my. Dit voel sommer net, jy kry sommer skaam. Nou wil ek jy moet verstaan, Jesus het op daardie stadium stil gebly. Nie omdat hy ongevoelig is om nie omgegee het vir haar nie. Hy was besig om sy wil te openbaar en om haar te versterk. In haar hart te werk, want met daai stilte kom 'n oomblik wat sy besin. So 'n oomblik wat sy begin dink. En dan gaan dit verder. Die oomblik wat Jesus stil geraak het, is die oomblik wat hy begin werk het. Die oomblik wat God werk. Baie keer voel jy God is stil, is wanneer God aan die beweeg kom in jou situasie. En ek sien hierso sy hou aan. Nou kom die disipel, stuur haar weg. Sy kom nader, sy pleit by hom. Aanhoudend roep sy hom. Haar geloof raak al hoe sterker, die Here gaan haar antwoord. En hier kom die gedeelte waar Jesus sê, ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Hoe sou jy en ek vandag gevoel het as Jesus hier moet wees en sê, sorry, ek gaan jou nie help nie, ek gaan net vir die verlore skape van Israel. Dink mooi daaraan, is nou maklik om die storie te lees en te voel, ag, ja, maar jy moet verstaan, hulle het nie al hierdie goed geweet dadelik nie, want almal het nie al die Bybelkennis gehad nie. Om te sê, sorry, ek help jou nie, ek gaan net hierdie klomp help. Ons sal duiwel vat. Ons sal kwaad word, ons sal tantrums gooi, ons sal dink ons kan met die Here praat soos ons wil. En net daarna kom hy en hy sê, dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Maar ek wil iets mooi vir julle verduidelik, want die Jode het baie verwys na die heidene as honde, wat 'n baie harde uitspraak is, 'n bar uitspraak. Maar die woord hierso wat hy gebruik vir die hondjies gee nie, is vir my mooi, die Griekse woord daarvan is skunarion, wat beteken klein hondjie of huishondjie. Daar's 'n verskil tussen 'n hond en 'n huishondjie. Dit maak skielik 'n genade deur oop, want hy het nie gesê hond nie, hy het gesê 'n huishondjie. 'n Klein hondjie, iemand wat hulle self verneder om nader te kom. Amen. Wie het huishondjies? Ja, jy raak liewer vir hulle as vir die kinders, nê? Nee. Hulle is so 'n bietjie soeter as die kinders, nê? Nee. Ek het so 'n huishondjie, maar ek het ook so 2 katte. So 'n kaal katte. En ek vererg my lelik as hulle vir my vertel hoe lelik hulle is. Dan dink ek wil net volgende keer 'n speeltjie by my hou. Maar in elk geval, hulle is kosbaar, maar hier kom hy en hy gebruik hierdie woord
Akonarion, wat beteken huishoontjie. Ja, is dit nie mooi nie? En dit maak ruimte vir die genade om in te kom. Vir baie sou daardie woorde steeds so lelik gewees het, dat ek gevoel het, ek het probeer. Die Here wil my nie antwoord nie, kom ek loop. Maar haar behoefte was groter as haar stuiptrekkings en haar duiwelvat. Haar behoefte was groter as haar eie gevoel en haar eie hart, wat dalk nie lekker gevoel het op daai stadium om my woorde te hoor nie. En sy hou aan en sy roep en sy sê, Here, maar die hoontjies eet darm die krummels wat van die tafel afval. Gister is ek besig en ek is so besig om gou biltong te kerf. Ek het van een van die wildsgoed wat ek geskiet het, het ek lekker biltong gemaak en ek voel hulle is bietjie die tande is bietjie rof op die tande, so ek kerf hom lekker fyn. En nou vat ek dit van daar van die groot pak, nou sit ek dit in 'n klein pakkie en terwyl ek so besig is, val daar so 1 of 2 klein stukkies. En daai klein hondjie van my Charlie hardloop nader. En dadelik is hy besig om hy pik hulle op, hoor. Hy werk hulle. Hy dink is die wonderlikste ding wat pa begin biltong pak. En hy vang dit. Ek sê, dis nou 'n bevestiging van my boodskap. Die hondjies is dood tevrede vir die krummeltjies wat afval. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi daaraan dink dat die Here se genade is vir jou en vir my genoeg. Hierdie vrou kom en sy erken haar posisie deur te sê die hondjies is bereid om die krummeltjies te eet wat van die tafel afkom. Sy kom nie en maak aanspraak, Here, maar ek verdien dit nie. Sy sê, Here, ek is niks, ek weet dit. Ek vra deur genade. Krummeltjie van U is genoeg vir my. 'n krummeltjie van U is genoeg vir my. 1 druppel bloed is genoeg vir my, sê amen. En ek kyk verder en ek sien dat hierdie vrou besef 'n krummel van Jesus is so genoeg dat dit alles sal verander. En Jesus antwoord haar onmiddellik daarna en hy sê, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos wat jy wil. Woo, glory to God. O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En haar dogter was van daardie oomblik af gesond, sê die woord. As ons kyk na hierdie gebeurtenis, dan sien ons hierdie heidense vrou kry dieselfde reaksie van Jesus as wat daardie man gekry het in Matteus 8, waar ons praat van daardie offisier, wat Jesus gesê het, hierdie geloof het ek nog nie in Israel gesien nie. Dieselfde reaksie, het was ook 'n pa wat gepleit het vir sy kind, vir sy nageslag. Hierdie is 'n ma wat pleit nie vir haar nie, maar vir haar nageslag. En ek wil jy moet dit hoor vanmôre. Terwyl ek hierdie gedeelte so sien, besef ek dat hierdie vrou se volharding, daardie man se volharding, het vir hulle nageslag die onmoontlike moontlik gemaak. Het vir hulle nageslag genesing gebring. Ons moet verstaan dat na die kruis is dit 'n groot verskil van voor die kruis. Voor die kruis was daar skeidsmuur tussen die heidene en God. En die woord van die Here sê so mooi, hy praat in Efesiërs 2 vers 13 tot 19 praat oor die gedeelte. Hy sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Halleluja, wat die skeidsmuur afgebreek het, wat julle vreemdelingskap weggeneem het, wat julle nader gebring het as medeburgers van God. Sê amen. Hy het dit vir my moontlik gemaak dat ek nie meer daar ver is en die krummels hoef te eet nie. Na die kruis, hallelujah, there was another place set at the table. Hallelujah, na die kruis kry ek die uitnodiging, kom sit aan tafel by my. Voor die kruis moes ons die krummeltjies eet. Voor die kruis moes jy met die minste tevrede wees. Maar na die kruis, sê, come and dine, the master call of come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He that fed the multitude turned the water into wine.
For the hungry, now he calleth, come and dine. Ek sê vanmôre vir jou, Christus noem jou nou. Hy roep jou nou. Hy noem jou mede-erfgenaam. Jou wat nie bemin was nie, sê die woord, roep hy nou, beminne. Jy wat nie genooi was nie, hy nooi jou, hy sê, so jou plekkie op die tafel, wil jy kom? Wil jy dit hê vanmôre? Ek vra vanmôre vir u volk van die Here. Die krummel voor die kruis word 'n volle maaltyd na die kruis. Ek wil vanmôre hê u moet verstaan dat wanneer u en ek net tevrede wil wees en bly met die krummels van die lewe, want jy voel jy is 'n niks werd nie, dan kan jou plek aan die tafel gaan daar leeg bly, hy gaan oop bly en jy gaan dit mis. Daar's mense wat hulle eie seëninge van hulle self afkeer, omdat jy voel, jy moet op krummels bly, terwyl die kruis vir jou 'n plek aan die tafel met 'n volle maaltyd voorberei. Amen. Glo jy vanmôre, die volle maaltyd en 'n plek aan die tafel is joune? Of voel jy dalk vanmôre, Here, ek is dit nie werd nie, ek is niks werd. Ek wil hê jy moet verstaan dat die oomblik as jy twyfel oor jou waarde in Christus, die oomblik as jy twyfel in daardie gedeelte, Here, is ek werklik, mag ek nie, is dit myne, is dit nie myne nie, dis dalk net die pastore wat die Here hoor, dis net hulle wat dit, is net hulle wat dat, dan is jy besig om eintlik, met alle respek, die bloed van Jesus te verydel. Maar vanmôre as daardie bloed vir jou die nodige waarde en betekenis het, dan neem ek my plek in aan die tafel. Dan herinner ek my vyande dat ek het 'n plek aan die tafel. Halleluja! Hy berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, sodat hulle kan sien dat ek het 'n plek aan die tafel. Sodat hulle kan weet dat ek sit saam met die koning aan tafel, wat beteken ek is 'n eregas. Ek wil vanmôre jy moet verstaan, jy hoef nie tevrede te wees met die minste nie. Jy hoef nie vanmôre te settle vir sies tog, ek gaan maar so swaarmoedig aan nie. Nee, 10,000 maal nee, dit wat jy is genade, en wat jy het is geleen, maar as ek in nederigheid na God toe gaan, dan sal hy my verhoog. Hy sê, ek maak jou die kop en nie die stert nie, ek maak julle koningsseuns en koningdogters, ek roep julle vanmôre om voor te loop en nie agterna te sleep nie, ek plaas julle op hoë plekke, ek gee vir julle wat die mens nie kan gee nie, God se seën maak ryk, en die moeitevolle arbeid kan niks byvoeg nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan, die kinders van die Here is ongelukkig so, baie keer net so, ek is so jammer ek lewe. As 'n paar mooier beskrywings, maar ek dink nie is almal nou gepas vir kanseltaal nie. Ek wil nou vir jou sê, die woord van die Here is baie duidelik oop treurige patetiesheid. Maar een ding is wat ek bid, die Here vra, is dat hy ons sal help om partykeer hierdie jammer ek leef houding uit ons uit te haal. God het jou geroep as die kop en nie die stert. God het die Christene geroep, die kinders van die Here, om leiding te gee in 'n wêreld waarin ons beweeg, maar ons beweeg agterna, ons is so jammer. Kom ek sê vir jou patetiesheid is nie nederigheid nie. Dis minderwaardigheid en dis my beste boeie, shackles waarmee die duiwel jou bind. Minderwaardigheid is een van die sterkste bindingsmateriale wat die duiwel op jou kan gebruik. Arrogansie ook. Maar daar's 'n fyn lyn tussen arrogansie, nederigheid, minderwaardigheid. Al daai goed moet ek baie mooi kan onderskei. Nederigheid, nie minderwaardigheid nie, nederigheid is 'n krag van God wat in my geopenbaar wil word. Wanneer ek my afhanklikheid teenoor God bely en besef dat hy het my meer gemaak as wat mense my ag. Hy het my hoër geplaas as waar mense my gesien het in die samelewing. Hy het vir my meer gegee en instoor as wat mense gesê het, dit is wat jy sal hê. Hy dink meer van my as wat mense vir my toegeëien het. Daardie oomblik wat ek dit vir myself vat, sal ek die hand van God in my lewe sien beweeg. Sê amen. Vanmôre wil ek jou vra.
Ek vra vanmôre vir julle uit my hart. Kyk dalk vir een langs jou en sê jy's meer as wat jy dink. Kyk vir die een langs jou en sê jy's meer as wat jy dink. Jy's meer as wat jy besef. Jy's meer as wat jy besef. Luister mooi. Die vyand wil jou vrymoedigheid wegvat. En die woord van die Here sê, werp nie julle vrymoedigheid weg nie, want daaraan is 'n groot loon. Wanneer ek vrymoedigheid het in die naam van die Here, gaan die vyand my nie boelie met elke wyntjie wat opkom nie. Dan gaan ek sê ek gebruik hierdie wind om te vlieg. Maar iemand wat ongelukkig minderwaardig is, as die wind kom, dan sit hy en hy keer, en hy huil en hy gaan te keer en hy's besig met ondermyning en al die nonsens. Maar aanhou sê, nee, gooi dit. Laat hy waai, papa, laat hy waai, ek soek sterker wind. Want hoe meer die wind is, hoe hoër gaan ek opstyg. Hoor vandag wat ek jou sê, as jy nie teenstand kry nie, is jy dalk te lekker gemaklik in die hand van die duiwel. Hulle het Jesus en al sy disippels teenstand gegee. Hy gaan vir jou en my ook teenstand gee. Dis hoekom ons in hierdie wêreld is en ons het maar te doen met goeters so siektes, probleme, erfbelasting, hoë elektrisiteit. Ja, ons het dit. Want ons is net mens. Maar ons kan besluit of elke ding wat kom, my gaan vir, Here, ek's weggewys, laat ek maar loop. Die disippels het elke geval sê, nee, laat ons al wegjaag. Ag, kom ek gaan maar, want mense het gesê ek moet weggaan. Te veel mense wil vir mense luister. En hy wil self wegloop. Daai vrou het gesê, nee, nie so maklik nie. Julle jaag my nie weg nie. Ek het 'n afspraak met die koning. Ek gaan by Jesus uitkom. En Jesus herstel haar. Hy herstel ook haar nageslag. Vandag sê ek vir u, besluit wat jy vandag neem om Jesus te volg in gees en in waarheid, sal 'n effek hê op jou kinders hierna ook, want hulle sal weet en sien dat as pappa dit kon kry, het ek dit ook ontvang deur Christus Jesus. Hoor vandag wat ek hier sê. Children are imitators. Kinders is nabootsers. Moenie die evangelie praat nie, leef hom. Moenie oorwinning spreek en sing in die kerk en buite leef jy 'n teleurstellende, mislukte lewe nie. Dis tyd dat ons as kinders van die Here die oorwinning vir ons vat in Jesus naam. Sê amen. Dis tyd dat ons as kinders van die Here vir ons vat oorwinning op oorwinning, want ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Sê amen. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, as God vir jou is, kan niemand teen jou wees. Jy het 'n plek aan die tafel vanmôre. Jy hoef nie meer net krummeltjies te vat nie. Daai tyd is verby. Jy het Jesus aangeneem. 'n Maaltyd is vir jou voorberei. Hy sê dit so mooi. Psalm 23, hy het maaltyd voorberei sodat my vyande kan sien ek sit by die koning se tafel. Neem notisie, God is vir my. Die Here seën u. Die Here salf u. Kom ons gee die Here eer.